Ek is Botma Marx, Lada Niva entoesias en hierdie is my Lada Niva, haar naam is Safane. Sy is 'n model wat in die 80s in Engeland oorgeskakel is van 'n gewone Lada na 'n cabriolet Lada. Nou, bietjie agtergrond, ek het my heel eerste Lada gekoop in 2006-2007 toe ek en 'n vriend wou gaan kitesurf op die kus van Mosambiek. En om daar te kom het ons geweet ons gaan 'n 4x4 nodig hê. En ek het op die internet rondgesoek vir 'n goedkoop 4x4 wat ons kon gebruik. En daar in die internet soektog het ek op 'n Lada Niva afgekom. Geen idee wat hierdie vreemde karretjie is nie, maar 'n bietjie navorsing gedoen en agtergekom dat dit 'n baie billike 4x4 is en op die einde van die dag besluit om een te koop. 'n Hele klompie jare later het ek weer 'n behoefte gehad aan 'n Lada en ek en my vrou het by 'n restaurant langs die Vaalrivier gesit en ek het met haar gedeel dat ek mis my ou Ladaatjie en daar het sy my gemotiveer om dalk weer te kyk na een en daar dieselfde middag toe gaan koop ek weer 'n Lada Niva. En daar het ek betrokke geraak by die LOXA groep, die Lada Owners Club of South Africa en 'n klomp byeenkomste bygewoon. In een van hierdie byeenkomste het ek gesels met die Lada manne en hulle het vir my 'n Facebook advertensie gewys van hierdie Lada wat beskikbaar was. Ek het dadelik die eienaar gekontak, ek het geweet ek wil haar hê, ek wil haar restoreer en in daardie volgende week toe is sy by my afgelaai met 'n magdom van spaarparte en daar het my reis oor 'n periode van 4 jaar begin om haar te restoreer. Elke oordentlike motorvoertuig moet natuurlik 'n oordentlike naam hê en haar naam is Safane, gevat van die oorspronklike doopnaam van hierdie omskakelings. Nou wat ek aan haar gedoen het, die lysie is eintlik kort, dit is alles, want sy was net 'n dop. Ek moes vanaf die engine kry, bou oordoen, radkaste, diwe, alles meganies aan mekaar sit. Ek het die skokbreker stelsel basies oorgedoen, al die rubbers en alles vervang. En aan binnekant moes ek al die bekleedsel oorgedoen het, vars nuwe bekleedsels gemaak het en dies meer. 2 van my baie spesiale Lada vriende het besluit om te trou nadat hulle mekaar ook op 'n Lada byeenkoms by mekaar ontmoet het. En hulle het my gevra dat hierdie kar hulle troukar moet wees. Nou op daardie stadium was die troue baie naby en die kar was baie ver van gereed af. Dit het gemaak dat ek in die nagtelike ure, in die vroeë oggendure aan die kar gewerk het. Maar sy was gereed en sy was 'n troukar. So Lada Niva is 'n geweldige, vir die gebrek aan die Engels of Afrikaanse woord, capable voertuig. Baie kort wielbasis. Dit maak dat sy baie maklik oor knikkies en knakkies gaan, maklik uit enige taai situasie kan uitkom. Daar is amper nie 'n terrein wat te moeilik is vir 'n Lada Niva nie. Die Lada Niva kringe praat ons van is 'n point-and-drive voertuig. Jy mik in 'n rigting en dan ry jy daar. Baie maklike voertuig vir beginners om te leer 4x4 en 'n geweldige skerp instrument in die hand van 'n kundige 4x4 drywer. Maklik om deur al hierdie terrein te gaan.
Ek doen dit absoluut moeiteloos. Onderdele mag dalk vir mense as 'n probleem klink, maar dit is geensins 'n probleem om LADA onderdele te kry nie. Ons het baie goeie ondersteuning in Suid-Afrika onder die LADA gemeenskap om onderdele te kry en daar's gereelde groepbestellings vir enige part wat in hierdie motor ingaan van ons vriende in Oekraïne van LADA Power.